Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So ek glo as ek vir ons vra wie van ons hier wil regtig 'n gebalanseerde lewe leef. Jy weet, een waar amper half alles in jou lewe net voel of dit op 'n goeie ekwilibrium is. Jy weet, jy's nie te veel daar nie, ook nie te min hier nie. Dan sal ek dink meeste van ons sal sê ja, ek wil graag 'n gebalanseerde lewe leef. En dis iets wat ons dalk mee sukkel. Ek dink baie van ons voel, yes, maar ek spandeer baie te veel tyd by die werk, en te min tyd by die huis, of ek moet weer 'n bietjie met my gesondheid kyk. Ons wil daar uitkom, ons sukkel so 'n bietjie met dit, as ons eerlik moet wees. So interessant, volgens WikiHow, dis 'n baie plain eenvoudige eerste ding as jy gaan intik op Google, balance life, sal jy kry hulle sê die balans vir 'n mens, of 'n gesonde balans vir 'n mens, bestaan uit 4 komponente. Die physical, die mental, die social en work life. Okay, so daai 4 komponente sê as hierdie is die 4 plekke waar as jy in elkeen van daai, jy weet, genoeg aandag gee, dan het jy 'n redelike gebalanseerde lewe, en jy kan double tap dan op hoe jy help elkeen van hierdie, en hulle gee vir jou 5 stappe hoe om elkeen van hierdie te meester. En dit is reg basic, behulpsaam dink ek ook, en ek het niks teen dit nie. Ek dink in fact dat hierdie goed is iets waar ons voor ons ook kan strewe, maar iets wat WikiHow mis, en wat ons baie keer mis, is om die vraag te vra, maar hoe lyk 'n gebalanseerde Christelike lewe? Hoe lyk dit vir my as Christen om gebalanseerd te wees? Watse karaktereienskappe moet ek as Christen hê vir my om gebalanseerd te wees? Sien, WikiHow het nie eers in daai 4 jou geestelike verhouding met Jesus ingesit nie. Ons weet dis die internet, so dis enigiets kan gebeur. En ek dink as ons eerlik is Christendom baie keer ook net een van daai aspekte waar ons gebalanseerd wil wees, maar nie gewoonlik die een waar ons actually in alles wil gebalanseerd wees nie. En so ek wil regtig hê ons moet dink vanaand oor hoe lyk dit vir my as Christen om 'n gebalanseerde Christen te wees? Watse eienskappe moet sigbaar wees in my lewe sodat ek regtig kan gesien word as een wat 'n volwasse Christen is, 'n mature Christen wat gebalanseerd is? En dis wat ons gaan sien vanaand, dat Lukas in ons teks lê soveel klem op die karakter van Stefanus. Meer as amper enige ander persoon in Handelinge, lê hy soveel karakter op spesifiek die karaktereienskappe van Stefanus, dat ek vanaand wil hê ons moet kyk na hierdie karaktereienskappe en analiseer om te sien wat is 'n mature, volwasse, gebalanseerde Christen. So voor ek vir ons inspring, wil ek ons net weer bietjie bymekaar bring, bietjie konteks gee. Ons het gesien, ons is besig met Handelinge, ons het gesien is die ontstaan van die vroeë kerk, net na die uitsorting van die Gees, waar Petrus hierdie ook amazing preek gegee het, en duisende tot bekering gekom het. Dis waar die vroeë kerk begin het. Hierso het die mense gegaan, vol van die Gees, en hulle het begin evangeliseer. Hulle was getuies, soos die opdrag wat ons gekry het in Handelinge 1, en die kerk het gegroei. Maar soos die kerk gegroei het, en ek dink Poen het dit laasweek genoem, kan ons groeipyne verwag. En ons sien daar's oppositie, mense wat begin teenstand bring teen die kerk. Die duiwel wil regtig nie hê die kerk moet groei nie, en ons sal sien nog soveel te minder 'n volwasse Christen, maar dan sien ons hoe daar kom teenstand, en dan sien ons maar elke keer kom God en hy oorwin daai teenstand en oppositie deur kragtige maniere. Maar ons sien toe ook laasweek in die teks wat Poen gebreek het, dat Stefanus is toe gekies as een van die apostels, omdat die kerk het besef, luister, ons kan nie by al die fisiese behoeftes uitkom nie. Okay, daar's te veel, ons as die leiers wil regtig fokus op woord en gebed, en so hulle kies toe 7 persone wat ons ook eintlik ken as diakens, om te kyk na die fisiese behoeftes van die kerk, en Stefanus is een van daai mense gewees. Hy is gekies as iemand, omrede, daar staan, hy is een van good repute, full of the spirit, and of wisdom. Ons sien dit in vers 3 van Handelinge 6. En so ons gaan hierdie karaktereienskappe en soveel meer analiseer om te kyk oor wat is 'n volwasse Christen en hoe kan ek ook strewe na hierdie karaktereienskappe. En ek dink is interessant vir ons om net te besef dat Stefanus is 'n gewone mens soos ek en jy. Stefanus is nie iemand wat eers regtig Jesus gevolg het in die tyd nie. Ons sien nie regtig dat daar gepraat word van hom in die evangelies nie. Stefanus is nie apostel nie, hy's 'n diaken.
Maar tog kan ons sien dat hoorie maar hy het hierdie karaktereienskappe en dit moet ons bemoedig om te sê maar hoorie ek kan ook streef na hierdie. Hy's 'n gewone mens soos ek en jy. So kom ons begin. Die eerste een wat ons sien, die eerste karaktereienskap is Stefanus is 'n man vol geloof. Vers 5 wys vir ons, they chose Stephen, a man full of faith. So Stefanus was iemand wat werklike geloof gehad het, geloof in Jesus Christus. Soos ek gesê het, Stefanus was nie noodwendig daar by Jesus as een van sy disippels in die evangelies nie, maar as ons gaan kyk na die timelines, sal ons sien dat hy moes heel waarskynlik geleef het in die tyd van Jesus. Hy het waarskynlik gehoor van Jesus, hy was dalk soos hier en daar onder die prediking van Jesus, maar nou sien ons in die vroeë kerk dat hy al hoe meer vrugbaar is en groei, en ons sien maar hy het werklik geglo en moes geglo het in wat Jesus gesê het, en Jesus se dood en sy opstanding. So hy was 'n Jood wat gebly het in Jerusalem, gewoon soos enigiemand anders. Hy was nie by Jesus nie, maar hy het werklik geglo in dit wat Jesus gedoen het. En dis geloof, om werklik te glo in dit wat Jesus gedoen het op die kruis, te vertrou in dit en vashou aan dit. Sien, Stefanus het so erg geglo in hierdie dat hy dit sy lewe gemaak het en alles toegewy daaraan om te lewe vir hierdie Christus. Hy was nie bang om op te staan vir sy geloof nie. Ons sien dit later. Hy was nie bang om te getuig vir Jesus nie. Hy het so geglo en het so geloof gehad dat hy was bereid om alles op die spel te sit vir hierdie Jesus. Ek dink van die ouderlinge van die kerk moes baie keer op hom sê, Stef, hoorie, wees rustig, soos mense gaan jou iets aandoen. Jy's bietjie rof hoor, soos hold back, maar Stefanus was nee, ek glo in hierdie Jesus. Dis nie maar ek glo in hom, is ek bereid om enigiets te doen. David Williams commented en hy sê, his faith van Stefanus was not different in kind from the faith that all Christians have, but it was exceptional in the extent to which he was willing to trust Christ, to take him at his word, and to risk all for Christ's sake. Stefanus was vol geloof. Maar selfs, soos ek hierdie sê, kan van julle dalk dink en dalk sê ek verkeerd, maar hy was nog steeds iemand wat 'n diaken was en hy was 'n leier in die kerk. Ek's net nie so cool nie. Ek dink nie ek kan daai geloof hê nie. Ek dink nie ek het daai geloof om alles neer te lê vir Christus nie. Ek sukkel om te verstaan hoe ek dit kan bekom. En daarom het ek besluit om nog 'n storie te deel wat dieselfde Lukas aan Handelinge geskryf het vir ons vertel vroeër in die lewe van Jesus in Lukas 7. Sien in Lukas 7 sê Lukas vir ons, hy vertel vir ons die storie van 'n centurion, 'n Romeinse soldaat wat autoriteit gehad het oor honderde wat in beheer was. Hy was 'n bevelvoerder gewees. En hierdie soldaat, vir hierdie bevelvoerder het klomp mans onder hom gehad. Maar hy het gehoor van hierdie Jesus en hy het gehoor van wat Jesus al gedoen het. En so hierdie bevelvoerder het toe een van sy servants gekry wat siek is. En hy het toe besluit, hoorie maar, een van sy soldate onder hom is siek en hy glo Jesus kan die persoon gesond maak. Hy het nog Jesus ontmoet nie, maar hy het gehoor van hy het net gehoor van Jesus. Hy glo Jesus kan die persoon gesond maak. En so hy stuur van die Joodse mense en hy sê, hoorie, gaan na Jesus toe en kry hom asseblief, pleit by hom om te kom, om hierdie servant van my te kom genees. En so Jesus kom toe hy hoor van hierdie, en Jesus besef toe, okay, ek gaan kom. Jesus sien al klaar iets van hierdie geloof in hierdie man, wat hom nog eers ontmoet het nie, maar wat glo dat Jesus kan genees, en Jesus is op pad. Maar sien, net voor Jesus toe hy aankom, net voor hy amper by die huis is, toe stuur die centurion mense, want hy besef iewers, hoorie maar, hy voel amper nie eers waardig dat Jesus in sy huis inkom nie. En so hy stuur 'n man na Jesus, en in hierdie wat hy sê is vir my so profound. Hy sê in vers 6, en julle kan saam lees, behoort op te kom, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. En dan wil ek let op na Jesus se antwoord in vers 9 toe hy hierdie hoor. Jesus was amazed at him. 'n ander vertaling sê Jesus marveled at him. And turning to the crowd that followed him said, I tell you,
Not even in Israel have I found such faith. Sien, wanneer ons lees dat Jesus marvel, dink ek ons moet so 'n bietjie pause, want Jesus het hierdie woord net een ander keer gebruik in al sy preke, en dit was toe hy gesê het, hy het gemarvel at the lack of faith van mense in Israel. Dit was vir Jesus so amazing, dat 'n nie-Joodse soldaat van alle mense, 'n vreemdeling tot die verbond van Israel, hierdie persoon het niks geweet van die Ou Testament omtrent nie, hy het nie verstaan eers van die Ou Testament nie, hy het nie die leer ontvang soos die Jode van hierdie wet nie, maar hierdie persoon sien wat bitter min van die actual Jode met al die opvoeding in die Ou Testament sien wanneer hy na Jesus kyk. Hy sien hierdie is die seun van God. Sien, anders as meeste Jode sien die centurion 'n goddelike heiligheid in Jesus, en hy sien sonde in homself, en hy besef, hy is nie eers waardig om na Jesus toe te gaan, of dat Jesus na hom toe kom nie. So heilig is hierdie Jesus, en so hoog in autoriteit is hierdie seun van God. En dan sien ons ook die centurion erken Jesus se autoriteit. Hy weet dat aan Jesus is alle autoriteit gegee in hemel en op aarde. En hy weet Jesus hoef net te praat. Jesus hoef net iets te sê en enige siekte, maak nie saak hoe ver van hom af nie, sal genees word. Dis wat sy vertroue, dis wat sy geloof hierdie persoon gehad het. Dat hy weet Jesus kan waar ook al hy is, net die woord sê en sy servant sal genees word. Hierdie persoon het besef nog voor Jesus kruis toe gegaan het, wat baie eers besef het toe hulle by die kruis is, dat Jesus is werklik die seun van God. Hierdie centurion wat sy geloof Jesus in verwondering gelaat het, wat gemaak het dat Jesus marvel, was nie 'n disipel nie. Hy het geen wonderwerke gedoen soos die ander disipels nie. Hy het geen kerke geplant nie. Hy het geen graad nie, hy het nie 'n geestelike titel nie. Sy Christen CV kan ons self sien as unimpressive waarskynlik. Maar die man met die greatest faith in all Israel was 'n Romeinse bevelvoerder wat eenvoudig geweet het wie Jesus is, wat hy kan doen, en nederig gevra het en vertrou het dat hy sal ontvang wat hy nodig het. En hy het werklik geglo in Jesus. En ek en jy, ons kan dieselfde doen. Jy kan vandag na Jesus te kom net soos jy is. Jy hoef geen titel te hê nie. Jy hoef nie 'n diaken te wees nie. Jy kan kom net soos jy is en erken en glo Jesus is die seun van God. Jy kan besef wat Jesus vir jou gedoen het en vra nederigheid en vertrou in hom, en jy sal 'n mens, 'n Christen vol geloof wees. Sien die geloof van die centurion wat so eenvoudig was? Dis dieselfde geloof wat vandag nog maak dat Jesus marvel. Soos Stefanus en hierdie centurion vol geloof was, mag ons streef daarna om vol geloof te wees. Dis die eerste eienskap wat ons sien van Stefanus, die teorieën wat ons sien, en ons het reeds so baie gepraat oor hierdie onderwerp, wat vir my so amazing is dat Stefanus was 'n man vol van die Heilige Gees. Ons sien hier op 3 plekke, maar ook vers 5 en dan weer vers 8 en ook aan die einde van hoofstuk 7 dat Stephen was a man full of the Holy Spirit. Ons sien hom beklemtoon dat hy was full of power. Ons weet dat die Gees het kragtig gewerk in en deur hom. Sien om vol van die Gees te wees was 'n vereiste gewees ook vir die 7 diakens wat gekies word, die 7 mense wat moes dien en Stefanus was een van hulle. En dit is belangrik om te weet dat full of the Holy Spirit, want ons kan baie graag persepsie is nie iets wat 'n ekstasie ervaring is nie. Dis nie asof jy ewe skielik randomly hierdie glorious amazing goed doen nie. Dis nie noodwendig wat dit beteken om vol van die Heilige Gees te wees nie. Dit verwys actually na 'n daaglikse wandel onder beheer van die Gees wat lank genoeg voortduur sodat daar duidelike bewyse is van die vrugte van die Gees in jou lewe. En hierdie bewyse is daar, soos ons sien dat Stefanus vol Gees en wysheid is en sy opponente kan hom nie eens hanteer nie, so vol van die Gees is hy. Hulle probeer debatteer met hom, maar die Bybel sê, die skrif sê wel, hulle kon nie, want hy was full of the Spirit. Die volwassenheid in hom was net te veel vir hulle. Sien, Jesus het gesê in Lukas 12 vers 12, dat die Heilige Gees sy disippels sal leer wat om te sê in die uur wat hulle dit nodig het. En ons sien dit so duidelik nou hier met Stefanus. Sy wysheid, sy volwassenheid, sy selfbeheersing, die vrugte van die Gees in hom loop uit in sy intieme wandel met die Gees. Soveel so dat die opponente dit
dadelik kan optel en nie eers kan debatteer met hom nie. So die groot bewys dat ons vol is van die Gees en hoe ek en jy kan weet oor die maar is ek besig om vol van die Gees te wees, is die vrugte van die Gees duidelik in jou lewe? Liefde, vreugde, geduld, sagmoedigheid, goedhartigheid, vriendelikheid, getrouheid, selfbeheersing. Is daai eienskappe deel van ons en in ons harte en sien ander mense dit raak in ons lewens? Sien enigiemand wat al 'n rukkie die pad van Christendom loop sal weet dat hierdie is nie oornag daar nie. Jy word nie 'n Christen en dan boom, is al hierdie net evident in jou lewe nie. Dit werk net nie so nie. Dis soos 'n boom wat geplant word. En hierdie boom moet groei. En in due season dan begin hierdie boom vrugte produseer. Dit vat tyd. Hierdie boom moet gewater word, hierdie boom moet suurstof ontvang, hierdie boom moet groei. En dit gebeur wanneer ons intiem wandel met die Gees. En doelbewus wil groei in die Gees. Sien, om te wandel met die Gees is 'n aktiewe wandel met hom. Dis 'n begeerte. En ek sê hierdie wil hê ons met hierdie woorde, dis 'n begeerte wat elke dag in ons hart is, die begeerte om te wil groei in die volheid van die Gees, deur onderdanig te wees aan die werk van die Gees in ons. Hierdie is 'n begeerte wat ons elke dag moet hê, soos ons wil groei in volheid van die Gees. Jy moet die boom water gee, jy moet sorg dat daar sonlig is, jy moet sorg dat daar groei kan plaasvind. Jy wil dit nie afskeep nie. Ek weet dat in my lewe is dit so dat ons vergeet baie keer hoe belangrik die werk van die Gees is in ons. In fact, ek dink ons vergeet actually baie keer totaal en al van die Heilige Gees. Die Heilige Gees as deel van die drie-enige God, dink ek is gewoonlik die forgotten God, as ons kyk na die drie-eenigheid. En ek het 'n quote van J.I. Packer wat ek wil lees. En ek dink net hierdie is so belangrik vir ons, is 'n bietjie van 'n lengthy quote, maar lees saam met my want ek dink dit is vir ons belangrik om hierdie raak te vat. J.I. Packer skryf, "It is an extraordinary thing that those who profess to care so much about Christ should know and care so little about the Holy Spirit. See, Christians are aware of the difference it would make if, after all, it transpired that there had never been an incarnation or atonement. They know that then they would be lost, for they would have no Savior. But many Christians have really no idea what difference it would make if there were no Holy Spirit in the world. Whether they or the church would suffer in any way, they just do not know. Surely something is amiss here. How can we justify neglecting the ministry of Christ's appointed agent in this way? Is it not a hollow fraud to say that we honor Christ when we ignore, and by ignoring dishonor, the one whom Christ has sent to us as his deputy to take his place and care for us on his behalf? Ought we not to concern ourselves more about the Holy Spirit than we do?" Hierdie is lang teruggeskryf, maar ek dink dit is nog steeds relevant vandag. Sien, sonder die Heilige Gees sou daar geen evangelie of Nuwe Testament gewees het nie. Sonder die Heilige Gees is daar geen geloof of volheid van geloof en geen wedergeboorte nie. Sonder die Heilige Gees sou daar nie Christene gewees het nie en sou ek en jy nie tot geloof kon kom nie. Die Heilige Gees het jou oë oopgemaak en jou hart versag om Jesus te kan ken. Die Heilige Gees herinner jou aan wie Jesus is en skyn die spotlight op hom. Die Heilige Gees werk in jou om jou meer soos Jesus te maak. Dis die Heilige Gees wat jou kan help om meer vrugte van die Gees te kan dra sodat jy kan groei in volwassenheid. Eer ons die Gees vir hierdie. Is ons besig om te streef daarna om vol te wees van hierdie Gees en hom te herken en te eer vir wie hy is, deel van die drie-enige God. Ek wil ons nooi en ons pleit by ons eintlik, kom ons bid tot hierdie Heilige Gees en luister na hom daagliks, dat hy ons die krag sal gee om te kan getuig vir hom, waar ook al ons gaan, om te kan groei in volwassenheid, soos ons sien in die lewe van Stefanus. Is dit nie iets wat ons wil hê nie? Ek het op 'n tyd 'n podcast geluister van 'n vrou wat geken is vir hoe vol sy is van die Gees, of hoe duidelik sigbaar die Heilige Gees is in haar lewe. En sy het gedeel, en dit was my amazing, sy het gedeel hoe sy een oggend, elke week, een oggend tot middag gaan,
en daai hele tyd dedicate aan die Heilige Gees. Sy bid letterlik daai oggend, Heilige Gees, hierdie tyd is vir jou. Gebruik my en doen met my wat jy wil hê. Lei my waar jy wil ek moet gaan. Lei my om iets te doen of iemand te sien of hierdie tyd is oop in my kalender vir jou om te werk in my. En ek het net gedog, dis amazing. om so te gaan en te sê, hoorie, ek gee hierdie tyd vir Heilige Gees. Spesifiek. Nie dat die Heilige Gees elke dag in ons lewe werk en ons moet bid vir elke dag nie, maar om so spesifiek te kan vra, vandag Heilige Gees, ek gee vir hierdie tyd. Kom lei my. Spandeer tyd met die Heilige Gees, loop en wandel met die Gees in daai tyd. Ek dink hier is iets wat ons bitter min doen, indien nie nooit nie. En so ek wil hê ons moet bid en pleit en strewe daarna om so vol van die Heilige Gees te kan wees, te wandel met hom. Want as wanneer ons so wandel week op week met die Gees, wat ons sal groei in volheid van die Gees en dit duidelik sigbaar is soos ons sien in die lewe van Stefanus. Dis die tweede een. 'n man vol van geloof, hy is 'n man vol van die Heilige Gees en dan derdens, hy is 'n man vol wysheid. Dis die derde een, hy is 'n man vol wysheid. Hierdie was die tweede kwalifikasie wat nodig was vir die 7 wat gekies is in verse 1 tot 6. So wysheid is iets wat ek dink ons nie so baie hoor nie, ons praat ook nie noodwendig so baie oor nie, maar dis iets wat ons as Christene werklik na moet streef. Stefanus se wysheid word vir ons baie sigbaar in sy prediking wat ons gaan kyk volgende week na soos Dopies vir ons sy preek gaan analyseer, maar is ook hier duidelik, soos ons sien dat die mense sinagoge probeer om teenstaan, maar hulle kan nie as gevolg van die Gees en die wysheid wat saamwerk in hom. Vers 10 sê, but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. So wat is wysheid? Volgens die Joodse en Ou Testament idees verwys wysheid na jou benadering tot lewe afkomstig vanuit lewe in verhouding met God, maar ook gegee van God. Gaan weer lees. Die definisie van wysheid, as jy dit so kan stel, is jou benadering tot lewe afkomstig vanuit lewe in verhouding met God, maar is ook gegee van God, as 'n geskenk van hom af. Dis nie net om baie kennis te hê en intellektueel slim te wees en te voel, hoorie, maar ek ken elke vers in die Bybel en het hierdie al gememoriseer nie. Nee, dis nie dit nie. Dis nie spesifiek dit nie. Nee. Wysheid is om werklik in gehoorsaamheid tot God te leef. En ons sien dit is so duidelik in Stefanus se lewe. Hy's vol wysheid. En omrede sy benadering tot lewe is een is wat direk vloei uit sy verhouding met God, kan mense nie eers met hom debatteer nie, want sy wysheid van God is net so treffend. En so die vraag is vir ons, maar hoe bekom ons wysheid? Want dit is 'n moeilike konsep. Dit is 'n moeilike ding om te verstaan. Hoe kan ons groei in wysheid? Sien, ek glo as ons geïnspireerde wysheid wil bekom, sodat die wat actually offended is deur die gospel nie kan opstaan teen ons nie, as gevolg van die wysheid, moet ons werk aan beide ons boodskap en ons lewe. Ek dink ons moet werk aan die message, die storie wat ons wys aan ander, die boodskap wat ons reflekteer in ons en deur ons, as ook ons lewe en ons wandel met Jesus. Ons moet mense in Pretoria wat teen die evangelie is kan outthink en outlive. Dit beteken, ek het 5 praktiese en eenvoudige maniere wat ek dink moet duidelik wees van ons en waar ons kan groei in om wysheid te bekom. 1, ons moet die woord van God ken. Ja, ons moet die woord van God ken. Ons moet groei in kennis en verstaan van die kruis. Ons moet nie net lees wat daar staan nie, ons moet actually regtig dit verstaan en begryp en deel maak van ons lewens. Dit moet deel vorm van ons lewens. Ons moet daagliks kan gaan en by die woord sit. En ek bedoel daagliks en inneem, sodat dit kan maak dat ons groei, dit kan ons volmaak, ons kan gevoed word. En dit is daar sodat wanneer ons in situasies kom, wanneer ons gekonfronteer word met die vyand, ons actually die woord het wat ons kan gebruik as wapen en as wysheid. Want die Bybel is vol wysheid. En as jy wil begin verstaan waar in die Bybel, gaan ons Spreuke, dit is vol van wysheid. Dus eerst en ek dink die tweede ding is, ons moet die mense ken met wie ons die evangelie wil deel, as ook hoe hulle dink. En ek dink hierdie is regtig belangrik. Ons moet regtig die mense met wie ons te doen het verstaan. Ons moet in hulle stories kan inklim. Ons moet eers hoor wat hulle stories is, van waar kom hulle, verstaan hoe hulle uitkyk is op die wêreld, want ons aanvaar partykeer net mense dink soos ons. Ek doen dit. Partykeer verstaan ek dit glad nie hoe iemand oor sekere ding so kan dink nie, maar
ek nog eers begin om te hoor wat sy storie is nie. Ek nog eers begin te hoor wat het in sy verlede gebeur nie. Sien, hierdie vat tyd. Dis bietjie effort om te gaan en te hoor, maar waar is jy in jou lewe? Wat het gebeur en vertel my en ons leer die persoon ken en dan begin ons in hulle storie inkom. En wanneer ons dit begin doen, hulle agtergrond verstaan, dan kan ons actually begin praat met die evangelie tot op sekere plekke en sekere gaps in daai storie. Dis wysheid. Wysheid is nie net om te gaan en dadelik die gospel te hammer op mense nie. Dis om regtig tyd te vat. As jy iemand wil oorwen vir Jesus, is dit om regtig te weet waar hulle is in hulle lewe, waar hulle is in hulle konteks, wat is die agtergrond. Ons moet verstaan wat is die kultuur van Pretoria en sy mense ook. Die derde een is, ons moet in staat wees daartoe om te kan reflekteer op die Bybel, sodat wanneer ons dit kommunikeer, dit kan actually sny deur harte. Ons moet 'n koneksie kan maak tussen die wêreld van die Bybel en die wêreld van Pretoria. So dit wat ons leer deur die woord, vir die eerste punt was om God se woord te ken en hoe ons die ander mense se stories leer ken en verstaan wat hulle konteks, probeer ons 'n koneksie maak met daai twee. Ons probeer dit wat ons gehoor het en gelees in die woord vanoggend in ons stilte tyd, konnekteer op een of ander manier van toepassing in daai persoon se konteks en in sy lewe. Dis wysheid. Hier is ons mense bring tot Jesus, wanneer ons daai koneksie maak, om in staat te wees om te kan connect met die wêreld van die Bybel en die wêreld van Pretoria, en daai twee bymekaar te kan bring. Vierdens, ons moet seker maak dat ons actually geen hindernis tot die vulling van die Gees in ons lewens nie. Die vorige punt wat ek genoem het was om vol te wees van die Heilige Gees, maar daar's actually dinge wat in ons harte kan wees wat ons kan keer om vol te word van die Heilige Gees. Ons moet gaan en ons moet nie gaan slaap kwaad vir iemand of vir mekaar nie. Ons moet nie sonde laat broei in ons harte nie. Ons moet nie gedagtes teen ander mense laat bly daar nie. Ons moet nie dwaal op dit nie. Ons moet verslawings, sonde wat aktief opkom in ons lewe veg, bekeer daarvan en konstant herhaaldelik ons oë op Jesus hou, om geen plek te maak vir die duiwel om in te kom tussen die werk van die Gees wat in ons wil doen nie. En die laaste een, en ek dink is vanselfsprekend, is ons moet deur gebed seker maak ons is in tune met die Gees, bid tot die Gees, wandel met hom, want volheid van die Gees sal lei tot volheid van wysheid. Soos met elkeen wat ek genoem het ver en wat ek nog gaan noem, is gebed crucial tot die groei in hierdie karaktereienskappe. En Poen het laasweek die belangrikheid van gebed genoem, iets wat ek dink ons ek persoonlik verskriklik mee sukkel. Maar ons moet spesifiek bid vir die goed, bid spesifiek vir wysheid. En kyk wat die Here doen daarmee. Ek het vir meer as 'n jaar lank, onthou ek in my dagboekie, het ek elke dag gebid, Here gee my wysheid. Ek weet nie hoekom nie, maar ek hoop dit het al uitgespeel op 'n manier. Maar dis iets wat ek spesifiek voor gebid het, want ek het geweet in hierdie lewe, in hierdie wêreld en al die keuses wat daar is om te maak en dinge waarmee ons gegooi word elke dag, het ons wysheid nodig. En ek is jong, 20-jarige gewees toe en ek was soos, hoorie, ek weet nie om alles te hanteer nie en ek het wysheid nodig. Dit is om nederig onder God in te kom en te bid, seker te maak die Heilige Gees is saam met jou en jy hoor wat hy vir jou sê en hy lei jou in jou pad. En so hierdie is iets waarvoor ons kan bid, daagliks, bid vir wysheid. Want jy gaan elke dag met dinge gekonfronteer word. Jy is elke dag gekonfronteer met keuses. En wanneer ons bid vir wysheid, om in tune te wees met die Heilige Gees, sal ons daai keuses kan maak en die Here sal ons lei in dit. Dis die derde een. Die vierde een is 'n man vol genade. Een wat vir my so mooi is, vers 8 sê vir ons, he was a man full of God's grace. Sien, hierdie kom net voor die aankondiging dat God actually kragtig deur Stefanus gewerk het en dit gee vir ons 'n aanduiding dat hierdie grace is iets wat innerlik deur God gemanifesteer is in hom. Iets wat vir my baie cool was, is twee kommentators verwys na hierdie grace as 'n spiritual charm or winsomeness. Dis amper 'n aantreklikheid in hierdie persoon as gevolg van die genade wat deur hom kom. Die manier hoe hy lewe in God se genade is aantreklik. Dis iets wat mense na kyk en na opkyk. En dis iets waarna ons moet streef. Stefanus het toegelaat dat God se genade hom daartoe lei, dat as ander na hom kyk, besef hulle, hier is iets wat jy het wat ek wil hê, want dis aantreklik. Dit verwys nie na swakheid of iets wat sag is in ons nie. En dis duidelik gemaak, soos Stefanus gepraat met die Jode. Maar dis om regtig verander sigbaar te kan maak dat Jesus is aan die werk in my lewe, want ek lewe by sy genade. So om te groei in genade is nie net actually iets om na te streef nie, maar interessant genoeg, dis actually iets wat
Ons moet groei in. Dis 'n opdrag wat gegee is aan ons. Sien in 2 Petrus 3 vers 17 tot 18, julle kan saam lees, sê dit, Petrus skryf, "Take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Sien, is interessant dat hierdie teks ons uitwys dat ons nie net 'n opsie van groei in genade of bly waar ek is nie. Nee. Dis of groei in genade of get carried away. Met ander woorde, as ons nie groei in genade nie, verloor ons stabiliteit. Ons gaan agteruit. Ons bly nie op een plek nie. Sien, dis groei in volheid van genade in Christus, kan ons actually, die genade in Christus, ons kan actually dit heeltemal verloor, wanneer ons nie aktief wil groei in hom nie. So hoe doen ons hierdie? Petrus help ons daarom weer uit, net 'n bietjie vroeër in 1 Petrus 2 vers 1 tot 3 sê hy, "Put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good." So ons groei in genade deur pure spiritual milk, en vir die wat nie weet nie, Petrus maak duidelik dat hierdie pure spiritual milk is die living and abiding word of God. Dis die goeie nuus wat ons Sondag na Sondag hier hoor en elke oggend moet inneem sodat ons actually kan groei in genade en aantreklikheid. En ek beloof jou dat wanneer jy die dag begin in God se woord, gaan jy 'n meer aantreklike mens wees vir die daar buite. En jy kan dink, "Joh, maar dis nie baie genadig om vir my te sê, "Jesus, maar ek moet elke dag die woord lees nie." Dit voel of jy bietjie hamer op my, jy weet, so sê bietjie grace. Ek het 'n moeilike week. Ek moet vroeg op wees, by die werk wees. En jy voel maar dis vir my bietjie in teenstand met mekaar. Ek wil vir ons 'n quote lees van David Mathers wat hierdie aanspreek. En hy sê, "No matter how prone we may be to put the grace of God and the word of God against each other, they always go together. Hearing the voice of our God in His word is never at odds with living by His grace. And true grace never shuts the mouth of God or stops our ears to His words. What priceless grace that God speaks to us and reveals Himself, His Son, and His will for us. Living in light of His grace is never at odds with hearing Him speak in His word." Sien, God se woord, wat ek nou al veel keer ingebring het in hierdie karaktereienskappe, is sentraal tot ons groei in hierdie eienskappe. Dis sentraal tot groei in genade. Sien, wanneer God se woord elke dag ingeneem word en dit jou kos is, bepaal dit jou gesondheid. En dit maak dat jou gesondheid wel gesond is en dit is aantreklik vir ander mense. Wanneer die woorde van God se woord in jou gedagtes is, soos jy die dag deurgaan, is jy net 'n meer aantreklike mens vir die daar buite. En mense sien, maar hierdie persoon lewe op 'n ander voetsel as wat ek doen. En sy mag gestrewe daarna om regtig die pure spiritual milk te gaan kry, living and abiding word of God, om te groei in volheid van genade. Die laaste een is dat Stefanus was 'n man in werklike verhouding met die lewende God. Ek dink hierdie is niets nie, na ons gekyk het na die ander karaktereienskappe, na ons gesien het wie hy is, dat Stefanus het regtig 'n lewende, aktiewe, geestelik gevulde verhouding met God gehad. Dit is so duidelik in sy lewe. En hy was bereid om sy lewe op die spel te sit vir hierdie Jesus. En dit is interessant om te sien dat Stefanus se communion met God, sy gemeenskap met hom, sy fellowship met God, amper verdiep elke keer soos die oppositie sterker raak teen hom. Maar amper op 'n manier, elke keer as die duiwel hom kom challenge, dan begin sy verhouding met God net groei en floreer. Ons sien dit, dat Stefanus toe hy verhoor is, sy band met God is so sterk, sy gesig begin skyn en lyk soos die van 'n engel. Dis aan die einde van ons teks. Soos imagine daai prentjie, van jy skree op hierdie ou, jy wil hom amper doodmaak en hierdie begin net gloei. Jy moet besef, hier is iets aan die gang. En in die volgende gedeelte wat Doepies vir ons gaan preek, volgende week sien ons dat oor die huis op die ou end gestenig. Maar soos dit gebeur het hy 'n visie van Christus gehad en hy het begin om actually soortgelyke goed te sê wat Jesus gesê het by sy dood.
En ek noem dit want ek wil hê dat ons moet besef dat Stefanus wat 'n mens is soos ek en jy het 'n werklike lewendige verhouding met God gehad. Dit was so intiem. En hier is iets waarna ons moet streef. David Williams sê vir ons dat hierdie is 'n description of one whose communion with God was such that something of the divine glory was reflected in him. En dit is so interessant dat hierdie beskrywing van die divine glory wat gegloei het, daarom is iets wat ons sien van Moses in die Ou Testament, soos hy gekom het van die berg na hy met God gekommunikeer het en gegloei het van God se heiligheid of van gelykheid soos hierdie engel. En dan is dit eintlik baie ironies dat die mense hom actually vir Stefanus beskuldig het dat hy teen Moses en God praat. Hier is iets wat ons aan moet streef. Hoe amazing moet dit ons wees om te weet ons kan streef daarna om in absolute divine glory te reflekteer wie Jesus is vir ons. Sien, Stefanus se communion met God is regtig iets amazing en special, maar is iets wat elkeen van ons kan bekom. Ons moet nie voel ons kan nie by uitkom nie. Ons moet nie voel nee, dis te ver vir my nie. Ons moet streef daarna. Sien, communion met God, verhouding met hom is amper half die pinnacle van 'n gebalanseerde lewe met Jesus. Alles wat ek genoem het, die vol van geloof, wysheid en die gees, al daai kom by mekaar in verhouding met hom, maar net so is verhouding met hom ook iets wat uitspeel in al daai. So dis amper half almal is intertwined en ek dink hulle sou dit agterkom soos ek deur hier gegaan het dat ons amper half 'n link tussen al hierdie eienskappe van 'n gebalanseerde Christelike lewe. En so dis regtig belangrik vir ons om te sien dat communion of gemeenskap dis 'n verhouding met God waar hy homself openbaar aan ons in sy woord en ons reageer tot hom in vreugde. Ons het so baie gepraat oor die woord, maar dis waar ons God ontmoet. Dis waar hy praat met ons. Dis waar dit begin. Wanneer ons daai woord van God oopmaak. En hy praat met ons en wat doen ons reageer tot hom in vreugde. En ek sê vreugde en dis belangrik want dit sou nie 'n verhouding wees as God homself in woede aan ons openbaar en ons net bang was nie. Sien, dit kan dalk 'n legitimate ware openbaring wees dat God is a God full of wrath and a just God, maar dis nie 'n verhouding nie. 'n Verhouding aanvaar dat God na ons toe kom in liefde en ons in vreugde reageer tot die skoonheid, die mooiheid, die beauty van sy perfeksie en die offer van gemeenskap met hom. Die heilige God, die skepper van die heelal, kom na jou toe en hy sê, ek wil in verhouding wees met jou. Ek wil in 'n intieme verhouding wees met jou. Ek wil net hê jy moet soos net een van my buddies wees nie. Nee. Ek wil hê ons moet beste vriende wees. Soveel meer, ek wil hê met my kind wees. Daai tipe verhouding. Dis intiem. Dis gemeenskap wat hy wil hê met jou. En ons mis hierdie, maar dit begin in God se woord. So sien, wanneer ons God se woord neglect ons die amazing offer dat God wil verhouding hê met ons. Die amazing offer dat hy sê, ek wil met jou praat. Jou Bybel lê daar op jou kassie en dis God wat met jou wil praat. Wanneer hom oopmaak, dis wanneer hy kan praat met jou. En so ons moet streef daarna dat hierdie is iets wat ons soveel keer mis, maar wat so belangrik is om God se woord oop te maak sodat ons kan groei in communion met hom, in verhouding met hom. Ons sien dit en ons gaan volgende week sien in Stefanus teks dat die preek wat hy gee is net soos Bybel oral. Sien, Stefanus het God se woord regtig elke dag, redelik seker meer as een keer bestudeer en gelees. En dis hy gegroei in sy verhouding met hom. En jy kan vir my vra, maar why bother met verhouding met God? Hoekom doen ons hierdie? Dalk is jy skepties oor dit. John Piper sê, well, communion with God, it's the end for which we were created. The Bible says that we were created for the glory of God, yet glorifying God is not something we do after communing with Him, but by communing with Him. See, many human deeds magnify the glory of God's goodness, but only if they flow from our contentment in communion with Him. En jy kan vra, maar hoe groei ons hierdie? Hoe groei ons in verhouding met God? Behalwe die feit dat ek die woord lees, wel, ek het goeie nuus. Sien, God self neem die inisiatief om homself te versoen met ons. God die Vader stuur Jesus, sy enigste seun, om die volle straf wat ons verdien as sondaars op homself te neem, deur sonde te word. So God straf Jesus in ons plek,
Hy betaal die prys met sy lewe, en omdat Jesus sy lewe verruil met ons in, sê ek vat jou lewe, die lewe wat jy so sondig lewe en so gebroken is, ek gee vir jou my perfekte lewe, en ek vat jou sondig lewe op my, en ek gaan sterf met daai lewe, betaal die prys wat moet betaal word, sodat jy vry kan gaan, maar jy is nie net vry nie, jy het nie net geregtigheid ontvang nie, met ander woorde dat jy reg is en in regte verhouding staan met God en God nie meer jou wil oordeel nie. Nie net dit nie wat al klaar amazing is nie. Jy het nie net vergifnis van sonde nie wat ook amazing is nie. Nee, jy het nou die geleentheid om in verhouding met my te wees. Want wanneer ek na jou kyk, sê God, sien ek nie 'n sondige mens nie, ek sien Jesus raak. En so jy is my geliefde seun, my geliefde dogter en in jou verheug ek my, kom en hê communion met my. Ek wil jou ken. En ek wil jou geniet. So daar het ons dit, dis die wiki how tot 'n gebalanseerde Christen lewe. 5 karaktereienskappe wat ons sien. Stefanus was 'n man vol geloof, hy was 'n man vol van die Heilige Gees, hy was 'n man vol van wysheid, hy was vol genade en hy het regte communion gehad met God. En ek wil hê jy moet gaan en jouself afvra, maar waar kan ek begin? Sien, jy kan net een van hierdie vat, begin hierdie week om reg te wil groei in dit en jy sal gou sien wel om te begin groei in een van hierdie sal 'n effek hê om te groei in al die ander karaktereienskappe want dit is nogals intertwined. Maar begin iewers. Maar maak 'n effort om te streef daarna om te sien ek kan groei in hierdie karaktereienskappe om meer en meer soos Jesus te word, om hom te geniet en hom te verheerlik daardeur. Mag God ons help met dit. Kom ek bid vir ons. Ja, Here, dankie vir die woord. Here, dankie vir Stefanus. Here, dankie vir die lewe wat hy geleef het. Here, een waar hy bereid was om alles op die spel te sit, omdat hy U geken het, omdat hy geloof gehad het in U, omdat hy werklike verhouding gehad het met U en besef het dat dit is die dood werd om te lewe vir U en om U woord te verkondig. Here, mag ons geïnspireer wees deur Stefanus se lewe. Mag ons wil strewe na die karaktereienskappe wat ons sien sigbaar is in sy lewe. Mag dit begin duidelik raak in ons lewe en mag ons regtig begeer daarna om te wil groei in hierdie. Here, dis my gebed vir elkeen van ons, Here, om nie te wil stagnate of te wil verveeld raak waar ons is nie, maar te besef dat daar's nog soveel om te kan bekom. Here, is my gebed en ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.